Goeiemôre julle, Johan van Tonner saam met julle in die Bybel in 1 jaar en vanoggend kyk ons saam na Deuteronomium 8 en ek titel dit, moet nooit vergeet nie. Moses is nog besig met sy vaarwel toesprake of woord wat hy van die Here ontvang het vir die volk. Hierdie hoofstuk is seker een van die wat vasgevang word in die evangelie. Vers 3 weer klank op Jesus se lippe, juis nadat hy self in die wildernis was vir 40 dae en 40 nagte, toe die duiwel vir hom sê om die klippe in brood te verander. Dit is waar Jesus hierdie skrif aanhaal. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat van God afkom. Duisende jare later, vanaf hierdie woord, vanaf Moses vir die volk gegee was, word dit weer vir my en jou werklikheid in die Nuwe Testament. En dit is juis die groot tema van hierdie hoofstuk. Dit is om getrou en gehoorsaam te bly in die Here, want hy is goed. En ons sien dit ook in hierdie hoofstuk. Moses sê aan hulle in vers 2, om te dink aan die hele pad waarlangs God hulle hierdie tyd gelei het. Al was dit tot hulle beproewing om te sien wat in hulle harte is, en of hulle getrou sal bly aan sy gebooie en dit sal onderhou. Selfs in hierdie tyd was God met hulle, en het hy hulle onderhou. Hulle het manna ontvang in die oorvloed, iets wat nog nooit geken was nie. En hierdeur wys die Here sy getrouheid, want dit was 'n belofte van God, dat hy hulle 'n land sou gee, volgens vers 10. Jy sal eet en versadig word, en die Here jou God loof oor die goeie land wat hy jou gegee het, en dat hy hulle uit slawerny gelei het in vers 14, maar ook dat God hulle in sal bring in die land wat hy beloof het in vers 7, solank hulle gehoorsaam bly. Hierdie land sal oorvloed hê, en hulle sal genoeg hê, net soos hulle in die wildernis gehad het. Dink daaraan, want nie net het die Here manna aan hulle gegee om te eet nie, maar selfs het hulle klere nie verslyt nie, en hulle voete nie geswaal nie. God sal deurkom vir my en jou rakende sy beloftes, solank ons net aanhou, deurdruk, alles daar trane wat vloei. Weet dat God met jou is, selfs in jou lot, wat jy tans ondervind, volgens Psalm 16 vers 5. Maar daar is een ding waarteen God hulle waarsku, en dit geld vandag nog vir ons. Moses sê aan hulle dat wanneer dit goed gaan met julle, wanneer hulle beeste en kleinvee vermeerder, en selfs alles wat hulle het, dat hulle die Here hulle God nie moet vergeet nie. Dit kan so maklik gebeur, dat wanneer dinge goed gaan in ons lewens, ons vergeet van wie af dit eintlik kom, dat ons vashou aan dit wat ons het, en uitroep volgens vers 17, dat dit as gevolg van my krag, my kennis, my sterkte van my hand is, wat hierdie rykdom oor my lewe gebring het. Die hoofstuk leer ons dat seëninge juis uit 'n tyd in die wildernis kom. Die Here sê in vers 3, dat dit hy is wat hulle honger laat ly het, juis om vir hulle brood te gee, wat 'n toets van hulle hart is, dan leer ons dat die Here ons hart sal toets met beide te min, wat ons self het, of selfs in ons oorvloed, juis om te kyk en te wys, dat ons hom in alles nodig het, en laastens, soos 'n liefdevolle Vader, sal hy ons deur die wildernis vat, om ons bestaande gewoontes te verander, want dit is juis wat ons blok vir dit waarmee hy ons wil vertrou. 'n Lewe van oorvloed, maar 'n hart wat tevrede is met genoeg. Die Here is genoeg vir my en jou. Daarom sê Moses in vers 18, maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou krag gee om rykdom te vererwe. Hoekom? Wel, sodat hy sy verbond kan bevestig, wat hy aan jou vaders met die eed beloof het. Mag ek en jy gehoorsaam en getrou bly aan sy woord. Mag ons hom eer in tye waar dit goed met ons gaan, maar selfs in die moeilike tye van beproewinge. Die skrywer van Hebreërs sê in Hebreërs 12 vers 6, want die Here tugtig hom wat hy lief het. Die Here sal alles doen om sy liefde aan ons te bewys, al is dit in tye deur tugtiging. Weet dat hy jou lief het, en dat hy tans saam met jou is in jou beproewinge. Dink so hieraan, dit is 'n tyd wat hy toelaat om jou nog meer honger te maak, en weet dat hy dan ook die brood sal verskaf om jou te versadig, want hy is getrou en lief vir jou. Mooi dag vir julle.